Baie welkom, goeienaand julle, baie welkom vir al van julle, lekker om julle te sien, vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle in die Klombaan Kroonstad, altyd lekker dat julle ook kan deel wees. Mag ons bid, ons gaan aan met ons reeks bergrede, kom ons duik in die woord van die Here ook in. Vader, dankie vir u woord, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, dankie dat u getrou is, dankie dat ons tot u kan nader, nie oor enigiets wat ons gedoen het nie, maar omdat ons in die Here Jesus kan kom. Wat 'n voorreg dat ons u Vader mag noem. Wat 'n voorreg dat ons in die naam van Jesus kan by mekaar kom. Party van ons hier, party aanlyn op verskillende plekke in die wêreld. Maar dankie dat U is en dat U is oralste waar ons ook is. Seën ons Here, breek die woord vir ons oop. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons is in week 4 van ons reeks die bergrede. En wat ons nou kyk na hierdie preek wat Jesus op 'n berg gedoen het. In Matteus 5, 6 en 7 is 'n versameling van 'n klomp dinge wat hy gesê het en wat hy eintlik beginsels neerlê vir Christene. Hier's hoe Christene leef. Hier's hoe Christene se lewe lyk. En ons kan dit meet en ons het gekyk na Matteus 5, 'n groot gedeelte van dit en wat die beginsels is waar ons kan meet. En nou kom ons in Matteus 6 en eintlik begin Jesus hierdie gedeelte en dan sê hy eintlik oor hoe ons moet gee. En ons gaan nie na dit kyk nie, maar ek wil van my kant af vir jou dankie sê vir hoe jy gee. Dankie vir jou oop hart en dankie vir jou oop hand. Dankie dat jy geld gee, dankie dat jy tyd gee, dankie dat jy jou moeite gee, sodat ons kerk kan wees. Weet dat jou gawes en jou geskenke en jou geld, dit maak nie net 'n verskil in Bloemfontein of in die Vrystaat nie. Dit gaan regtig reg oor die wêreld en is besig om 'n verskil vir die evangelie te maak reg oor die wêreld. So van my kant af baie dankie vir die manier hoe julle gee en die hoeveelheid wat julle net aanhou gee. Maar ons gaan in hierdie gedeelte aangaan wat bekend staan as die Onse Vader. Wat Jesus 'n raamwerk gee oor gebed. Nou hier's die gevaar. Die gevaar is dat jy in kerk groot geword het, soos ek dalk, en dat jy is so bekend met hierdie gedeelte. Dat daar soveel, jy kan eintlik hierdie ding al uit jou kop uit opsê, en jy is so bekend met dit, dat jy mis die diepte en die omvang van wat Jesus gesê het. En wat gehoor is die eerste keer toe hy dit geleer het. Jy hoef nie ver in die evangelies te lees, om te sien dat Jesus se hele bediening was in gebed deurweek nie. Hy het baie nagte in gebed spandeer voordat hy groot dinge moes doen, voordat hy nuwe uitreike, voordat hy nuwe mense aangestel het hy gebid, oor en oor het hy gebid, weer en weer het hy gebid. En as jy dan die boek Handelinge lees, wat die praktyk van die eerste kerk wys, jy kan skaars 'n bladsy omblaai om te sien hoe hulle as kerk saam gebid het. En jy sien dat hierdie was deel van Jesus se bediening, jy sien dit was deel van die heel eerste kerk. En dit wat aanvanklik so fundamenteel en essensieel was, as ons dit fast forward met 2000 jaar en waar ons nou is, lyk dit baie keer so iets wat net bygesit word. Is dit so half nie dieselfde gesindheid en dieselfde hart nie. En miskien moet ons die vraag vra, as ons dieselfde krag en invloed en verandering wil sien soos wat ons gesien het in Jesus se bediening en in die eerste kerk, miskien moet ons gebedslewe en ons dissipline van gebed meer in lyn kry met wat daar was. Nou Jesus leer vir ons 'n raamwerk oor hoe om te bid en beginsels oor gebed. Omdat hy weet dis belangrik en sodat ek en jy kan leef as volgelinge van Jesus. Maar miskien voordat ek in dit induik, moet ons die vraag vra, hoekom moet ons bid? Hoekom moet ons bid? En ek dink die eerste ding is, dit verklaar jou afhanklikheid van God. Dit verklaar dat jy het nie al die krag en al die kennis en al die mag nie. En dat jy het iemand groters nodig om jou te help. Omdat jy nie alles weet nie, omdat jy nie so ver kan sien nie, en omdat jy nie al die krag het om sekere situasies te hanteer nie. In dit sê jy, Here, ek het U nodig. En dit is 'n nederigheid om te sê, ek het U nodig en ek is afhanklik van U en U invloed en U krag in my lewe. Dan natuurlik is dit om jou laste ligter te maak. Hierdie lewe is nie altyd maklik nie. Hierdie lewe deel houe uit. En partykeer moet ons laste dra in hierdie lewe en seer dra in hierdie lewe wat te swaar voel. En dis wanneer ons na God toe kan gaan en sê, hier's wat aangaan in my lewe, hierdie is te veel, ek kan nie hierdie hanteer nie. Jesus maak 'n uitnodiging en sê, as jy moeg en oorlaai is, kom na my toe, my las is lig. Hy wil ons help dra aan ons laste. Hy sê, hy is naby die gebrokenes van hart. Hy help die wat moedeloos is. En ons kan ons laste gee, die Bybel sê, werp julle bekommernis op hom, gee dit vir hom. En dan natuurlik God se krag. My en jou krag is beperk. En ons weet dit. Maar God se krag is onbeperk.
En sy krag en sy genade is nie elke dag. En dis wanneer ons kom na hom toe en vra, Here, help in hierdie situasie. Ek het u krag nodig. Ek het u beskerming nodig. En dis hoekom ons moet bid. En dis presies as gevolg van hierdie ook dat Jesus sy disippels leer en die mense leer bid en vir jou en vir my leer hoe om te bid. Nou ons gaan induik in Matteus 6 vanaf vers 5. En hier's wat Jesus sê. Hy sê verder, as julle bid, jy kan dit ook verklaar wanneer julle bid. Jesus het aanvaar dat ons sal bid. Ek bedoel, mense bid in moeilike tye, selfs al glo hulle nie altyd nie. Baie keer in moeilike tye begin mense bid en hulle vir jare nie gebid nie. Jesus het aanvaar ons gaan bid. En miskien bid ons nie so baie soos ons moet bid nie, maar hy het aanvaar dat ons gaan bid. So hy sê, wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Julle moenie skyn van heiligheid, maar aan die binnekant is julle eintlik vrot nie. Hy sê, moenie soos hulle wees nie, en dan verduidelik hy wat hulle doen en hoe hulle bid. Hy sê, hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid. En dan gee Jesus hulle motief, die rede hoekom hulle in die sinagoges en op die straathoeke staan en bid. Hier is hulle motief. En hy sê, dis die probleem. Dis sodat die mense hulle kan sien. Hulle kom nie om te bid, sodat hulle God se krag kan kry, en dat God hulle laste kan help dra, en hulle afhanklikheid van God te verklaar. En nie, hulle bid, sodat ander mense hulle kan sien, sodat mense vir hulle hande kan klap, sodat mense in verwondering kan wees. Wow, kyk hierdie gebede wat jy bid, kyk hoe verwonder en die woorde wat jy gebruik. En dan mag jy waarsku en sê, dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Die beloning wat hulle kry is dat mense hulle sien. Die beloning wat hulle kry is dat mense ag gee. Die beloning is nie dat God se krag deurvloei en dat God hulle help laste dra en dat hulle ontmoeting met die Heilige God het nie. Hulle beloning is dit wat mense reeds vir hulle gegee het. Hy sê nie, as julle bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Ja, as jy op die straat toe staan in sinagoge en jou fokus is mense, dan kan jy die mense sien wat vir jou kyk. Maar as jy tot die Vader nader, jy kan hom nie sien nie, maar jy gaan in geloof, want jy weet hy is daar. En jy weet hy hoor. En jy weet hy is naby. En bid tot hom. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jou Vader sien wat niemand anders kan sien. Hy sien die trane, hy sien die motiewe, hy sien die laste wat jy dra, hy sien die dinge waaroor jy bekommerd is, hy sien en hy sal jou beloon. En hy bring sy krag en sy genade en sy teenwoordigheid en jy, deel van jou beloning is dat jy 'n ontmoeting met die lewende God. Hy sê, wanneer jy bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Die Grieks letterlik beteken daar om te babbel. Moenie soos die ander babbel nie. Of dit kan beteken om herhaling. Jy sê iets oor en oor. Of jy sê dinge sonder dat jy eintlik dink wat jy sê. Hy sê moenie so wees nie. Nou, ons lees hierdie en dan so of ons het nie eintlik daai probleem nie, maar ek dink wat mense dit baie sien en dis om niemand se tone te drap, is baie keer voordat daar geëet word. Is dit die tipe gebede? En ons sal goeders bid soos Here seën die hande wat die kos voorberei. Dis mooi, maar wat van die res van die persoon? Moet net hulle hande geseën word, wat van hulle res van hulle lyf? Ek bedoel, net jou hande gaan geseën word, die res van jou gaan ons nie seën nie. Ons doen sulke goeders. Ons sê, Here, laat hierdie kos ons liggame voed. Dis wat kos doen. Jy hoef nie te vra vir dit nie. Daar's ongelowiges wat kos eet en ook die voeding van kos kry. Jy hoef nie, ek bedoel, dis wat hy doen. En dan, asof dit die ergste is, dan gebruik ons presies voor die Onse Vader, wat Jesus sê, luister, moenie hierdie doen nie, dan doen ons dit presies met die Onse Vader. Ons leer die Onse Vader uit ons kop uit, en ons sê die Onse Vader uit ons koppe op oor, en ons dink dis 'n heiliger gebed. Partykeer sportspanne, voordat hulle op die veld hardloop, dan sê hulle die Onse Vader op. En dan gaan hulle uit, en net voor hulle uitloop, dan sê coach, luister, kom ons skop hulle, en dan 'n paar ander sterk woorde wat saam moet gaan, en dan so half, okay, die Onse Vader, en hierdie woorde pas nie by mekaar nie, en ons dink as ons dit doen, dan is dit so half magic potion wat ons oorgooi. En Jesus sê, hallo, moenie dit doen nie. En dan gee die raamwerk, en dan gebruik ons die raamwerk om presies dit te doen, wat hy sê, moenie dit doen nie. En dis wat hy sê, hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Hulle dink as hulle meer woorde gebruik, gaan God beter luister. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat dit julle van hom vra. Jy hoef nie te kom en baie woorde gebruik, en eintlik jou probleme te probeer verkoop aan God, hoekom hy aandag moet gee. Hy weet wat jy nodig het. Dis nie asof jy, as jy die regte woorde en meer woorde gebruik, dat hy beter gaan luister nie. Hy weet, want hy is die Vader wat sien wat verborge is. Hy is die wat sien wat hier binne aangaan. En is om met 'n vertroue te kom, Here, U weet wat ek nodig het, maar ek kom verklaar my afhanklikheid. En ek kom bid tot U, en ek nader tot U, en ek het die voorreg, dat deel van hierdie beloning is dat ek 'n ontmoeting met die lewende God.
En dan gee Jesus hierdie raamwerk, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is. Nou, ons is so bekend met hierdie, dat ons mis die diepte van wat Jesus gesê het, en wat heel moontlik die reaksie was hier op die berg, toe Jesus vir die mense hierdie leer. Dat was heel moontlik 'n snak na asem. Sien, die Jode het nie met God gepraat as Vader nie. God se naam is Jahwe, en dit is so heilig geweest, hulle het nie eers gewaag om die naam te sê nie. Hulle het woorde gebruik soos soewereine heerser, koning van die heelal. Dis die tipe terme wat hulle gebruik. Dis hier en daar wat jy geskrif kry, Joodse geskrif van daai tyd, wat na God as Vader verwys, maar dit is so skaars. Maar hulle het meer aan hom verwys as groot, Here, omvatrijk. Dit is die tipe name wat hulle vir hom gehad het. En hier kom Jesus en sê, luister, hier so julle moet bid. Ons Vader. Julle kan nader tot hom as kinders. Natuurlik, nadat Jesus gekruisig is, en die feit is dat ons kan kom en ons kan hom Vader noem. 1 Johannes 3:1 sê, wat 'n groot voorreg het die Vader aan ons bewys, dat hy ons sy kinders noem. Wat 'n voorreg dat ons hom Vader kan noem. En kyk baie mooi, dis ons Vader, nie my Vader nie. Ons leef in hierdie wêreld dat dit gaan net oor my, maar Jesus het praat van ons Vader. Daar's hierdie saamding, ons behoort nie net aan God, ons behoort ook aan mekaar as kerk. Ja, as jy die Nuwe Testament lees, daar's meer gebede van saam. Ons bid saam tot die Here. Ons kom saam en nader tot hierdie groot Vader. Ons kom saam en verklaar ons afhanklikheid. Ons kom saam en vra dat hy ons laste sal dra. Ons kom saam en vra vir sy krag. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En hierdie is nie net die inleiding tot die gebed nie, hierdie is eintlik die banier waaronder die alles gebeur in hierdie gebed. Alles wat hier gebeur moet wees sodat u naam verheerlik word, sodat u die eer kry, sodat u naam groot sal wees. Here, ek bid dat u naam geheilig sal word in my lewe. Dat hoe ek leef, ek is as 'n Christen is jy 'n naamdraer van God. En dat jy op 'n manier sal leef wat waardig is van die evangelie, dat hoe jy leef, hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy reageer, dat alles sy naam sal heilig. Dat jy nie sy naam sal skade doen oor hoe jy leef nie. Ek kom in hierdie nie net om te vra, Here help my nie, ek kom hier dat u my lewe in lyn sal bring met wat u wil is en wat u naam sal verheerlik. Nou, as jy Bybelse gebede gaan bestudeer, vir al die gebede waarin God aandag gee het en drasties dit verhoor het, sal jy sien daar sekere temas wat jy altyd kry binne in hierdie gebede. En hierdie temas is ook binne in die Onse Vader. En die eerste een wat ek hier wil uitlig is 'n oortuiging dat God is God en ek nie. Oortuiging van God se karakter, oortuiging van wie hy is en tot wat hy kan kom. So wanneer ek bid, Here, laat u naam geheilig is dit om ek oortuig is dat hy is waardig om geëer te word, dat hy is groter en meer as ek. Hoe jy dink oor God het 'n invloed oor hoe jy gaan bid. As jy aan hom dink as 'n vending masjien, dat hy moet net vir jou gee wat jy wil hê, dan gaan jy bid op 'n manier dat jy moet net die regte woorde gebruik en op die regte manier en op die regte tyd. Dit is soos jy druk die knoppies, die regte een en dan val dit wat jy nodig wil hê in die vending masjien. As jy dink aan God as ref, dan gaan jy altyd bid oor wat almal aan jou verkeerd gedoen het en jy wil net hê dat God geel en rooi kaarte moet uitdeel vir al hierdie ouens wat teenoor jou opgetree het. As jy dink aan hom as regter, dan gaan jy die hele tyd moet verskoning maak en eintlik moet oortuiging probeer gee hoekom hy eintlik moet luister na jou gebede. As jy dink aan hom as iemand wat net daar ver in die hemel besig is dit hoe jy gaan bid. As jy dink aan iemand wat net kwaai is en wag om jou terug te kry, dan gaan jy nie meer soos die Bybel sê met vrymoedigheid na hom toe kan gaan nie. Maar as jy dink en jy is oortuig dat hy is 'n goeie Vader, dan gaan jy na hom toe kom en jou hart voor hom neerlê. Wie kan die koning in die middel van die nag wakker maak? Sy kinders. En hulle kan kom. Vir die van julle wat kinders het, jy sal weet dat kinders kom in die middel van die nag. Verstaan jy word wakker en jy voel iets kyk vir jou en dan, wow, hier staan 'n kind, so. En dan soek hulle net water. Verstaan maar, hulle kom hier soos wonderlike Vader. Ek versoek u om aan my behoefte aan water te voorsien in die middel van die nag. Sal jy dit asseblief doen nie? Dis nie hulle is net soos kan ek water kry. Dis hoe hulle vra. En as jy oortuig is dat hy is 'n goeie Vader, dan beïnvloed hoe jy tot hom gaan nader. Dan sê Jesus, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En hier het te doen met die heerskappy. So moet sê, Here, u koninkryk. Ek wil hê dat u koninkryk kom in my lewe ook. Dat die dele in my lewe wat nie in lyn is met u hart nie, dat dit in lyn sal kom.
Dat dit gaan nie oor my wil en my koninkryk nie, dit gaan oor u koninkryk. Nie net moet die koninkryk dieper kom in die areas van my lewe waar u nog 'n heerskappy voel nie, maar ook in hierdie wêreld. En weier in hierdie wêreld mag die koninkryk kom ook daar waar mense nog nie u ken as Vader nie. Mag die koninkryk ook daar kom, want koninkryk sê iets van 'n koning. Koninkryk sê daar moet 'n heerskappy wees. En laat die koninkryk daar kom en laat die koninkryk dieper in my eie lewe ook kom. En laat u wil ook op die aarde geskied. Here, laat u wil in my lewe geskied. Vir jou om te sê, Here, laat u wil in my lewe geskied, beteken dat jy moet hom regtig vertrou as Vader. Want wat is sy wil, is dat jy deur moeilike omstandighede nou gaan. Om te sê, Here, laat ek ook in hierdie moeilike omstandighede, alhoewel u nie die omstandighede wil verander nou nie, Here, laat ek nog steeds binne in u wil wees in hierdie omstandighede, want ek het geen idee wat aan die ander kant van hierdie omstandighede is, as ek binne in u wil bly nie. Jesus die aan voor sy kruisiging. Hy weet wat voorlê met die kruisiging, hy weet die marteling, hy weet die pyn wat hy gaan moet verduur. En wat bid hy soos, Here, nie my wil nie, maar u wil. En die wil van die Vader is juist dat hy deur dit moes gaan, en aan die ander kant van daai moeilike omstandighede was daar verlossing vir jou en my. Is daar redding vir jou en vir my? Is daar vergifnis vir sonde vir jou en my? Dit is aan die ander kant van God se wil, in moeilike omstandighede. En partykeer is om te bid, Here, laat u wil geskied in my emosies, laat u wil geskied in my gedagtes, laat u wil geskied in my toewyding en my commitments wat ek maak, laat u wil geskied en laat u koninkryk kom ook in my lewe. Die tweede tema wat jy altyd kry in gebede waaraan God aandag gee, is 'n toewyding aan God se missie en sy hart en sy prioriteite, nie net jou eie nie. En deel van om te bid, Here, laat u wil kom, en laat u koninkryk kom, soos Here, gebruik my lewe, vir u doel, gebruik my lewe in die hier en nou, sodat u koninkryk kan kom, sodat u koninkryk en u goeie nuus bekend kan word in hierdie wêreld. Kan ek vir jou vra, vriende, hoe groot prioriteit is die evangelie en God se wil in jou lewe? Hoe baie van jou gebede gaan oor dat sy koninkryk sal kom in plekke wat dit nog nie is nie. En dat hy jou sal gebruik om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om die goeie nuus van Jesus bekend te maak. Is dit 'n prioriteit in jou gebedslewe? Is dit 'n prioriteit enigstens in jou lewe? Ek het al baie keer hierdie vraag gevra, ek hou nie van hierdie vraag nie, maar ek dink dit is 'n goeie evalueringsvraag. As God al jou gebede van die laaste week beantwoord en sê ja vir alles, hoeveel sou hierdie wêreld verander het? Sou daar minder armoede wees, sou daar minder ongeregtigheid wees, sou daar minder rasisme wees, sou die wêreld 'n beter plek wees, sou daar meer mense Jesus leer ken het, sou mense in 'n dieper verhouding met Jesus gewees het, of sou net jou lewe beter gewees het, en sou jy net gemakliker geleef het as al jou gebede beantwoord is? Of is dit sy wil en sy koninkryk, is dit enigstens 'n prioriteit? En dan sê hy, net soos in die hemel. Die ding van die hemel is, almal in die hemel is aangesig tot aangesig voor God. En dis 'n behoefte wat alle mense het om in 'n aangesig tot aangesig verhouding met die lewende God te wees. Toe God vir Adam geskaap het, sê die Bybel dat hy uit lewe in hom ingeblaas. En kan jy dink dat God blaas lewe in hom in, en toe hy begin lewe, is hy aangesig tot aangesig met die lewende God. En dis die verhouding wat hulle geniet, maar sonde kom in, en dit bring skeiding tussen God en Adam. En nou nog bring sonde skeiding tussen mens en God. En Adam kruip weg en God vra, waar is jy? Nie omdat hy nie geweet het waar hy nie is nie, maar omdat Adam nie kon besef wat het hier gebeur nie. En nou nog soek alle mense eintlik diep binne in hulle gees, soek 'n verhouding met die lewende God, 'n naby verhouding. En hulle soek dit op allerlei plekke om hierdie vervulling te kry wat net God kan gee. En hulle soek dit in allerlei dinge wat hierdie wêreld probeer gee en probeer namaak, en niks van dit werk nie. Maar ons wil hê dat dit op hierdie aarde moet wees net soos in die hemel. Dan moet ons bid oor daai situasies wat nie lyk soos die hemel nie. En te vra, Here, gebruik my lewe, gebruik u kerk, om 'n verskil te maak in hierdie lewe, dat dit meer sal lyk soos die hemel, en op die aarde soos in die hemel. Sy wil is, dat mense hom sal ken. Petrus skryf dit so, hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, al dink baie mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy, hier's wat nie sy wil is nie, omdat hy nie wil hê, dat iemand verlore gaan nie. Hier is sy wil, hy wil hê, dat almal hulle moet bekeer. En as ons dit bid, Here, laat u wil geskied, dis sy wil ook. So die eerste deel van hierdie gebed, het gaan alles oor God, en sy grootheid, en sy koninkryk, en sy wil, en sy naam.
En ek dink daar's 'n rede hoekom Jesus daar begin. Laat ons so leer bid. Laat ons fokus eers verskuif na God en hoe groot hy is, voordat ons by ons probleme kom. Laat ons die regte perspektief kan kry met wie ons praat, voordat ons ons eie agenda op die tafel sit. Maar dan God se hart is dat ons sal kom in afhanklikheid en ons behoeftes neerlê. En dan sê Jesus, gee ons vandag ons daaglikse brood. En hierdie is, gee vir ons wat ons nodig het. In die Grieks daaglikse brood beteken wat nodig is vir die dag. In ander woorde, as jy in die oggend bid, wat nodig is vir die dag. As jy in die aand bid, wat nodig is vir môre. Gee ons daaglikse brood. Jy mag vra, jy moet vra. God nooi jou uit dat jy sal vra wat jy nodig het. En dit is natuurlik jou fisiese behoeftes, maar dit is ook jou emosionele behoeftes en jou geestelike behoeftes. Wanneer laas jy gevra, Here, help my, ek sukkel met hierdie ding, help my dat ek meer in hierdie lyn kom met die lewe. En kyk baie mooi, daar staan gee ons vandag. Dis nie net 'n ek nie, my behoeftes nie, dis 'n ons behoeftes. Bid jy net vir jouself of bid jy vir ons? Party teoloë sê dat iets van hierdie is om te bid vir die gemeenskap en vir die ekonomie van die gemeenskap. Want as ons bid vir ons gemeenskap en bid vir ons stad en bid vir die ekonomie van ons stad, dan kan die ons in ons stad 'n groter verandering maak en kan daar aan meer behoeftes voldoen word. So dis nie net ek en my lewe nie, maar dis 'n ons ding. Wanneer laas het jy gebid vir Bloemfontein? Wanneer laas het jy gebid vir seëne ons en eienaarskap gevat vir baie weier as net jouself? Sien, dis die derde tema wat jy vind in gebede waaraan God aandag gee, is dat daar 'n vertroue dat God sal kom. Ek kom met my behoeftes met 'n verwagting dat hy sal luister. Ek staan op sy beloftes. Here, u beloof dit. Daar's meer as 7000 beloftes in die Bybel. Wat van as jy elke keer 'n gebed vra en jy koppel 'n belofte aan dit? En sê, Here, u sê dit, u is so, u beloof dit. Herinner hom aan sy beloftes, sê die Bybel. En ek kom met vertroue dat u sal doen wat u gesê het. Verstaan, as 'n pa weet ek moet nie beloftes aan my kinders maak nie. Hulle gaan vir my sê, onthou pa wat beloof ons gaan doen. Hoeveel te meer ons hemelse Vader, wat baie beloftes in sy woord gegee het. Maar weer eens, dan moet jy weet wat die skrif is. En jy moet weet wat sy wil is, jy moet weet wat sy beloftes is, sodat jy dit kan bid vir hom. En dan sê hy, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Ons kom en ons bly waar ons tekort skiet. En ons sê, Here, ek vergewe my vir hierdie. En kyk weer, dis ons oortredings. Het jy al ooit vir ons oortredings gebid? Vir die land se oortredings? Vir die kerk se oortredings? Vir 'n gemeenskap se oortredings? Of bid jy net vir jouself en jou eie oortredings? En dan wil ons baie keer sê, okay, hoekom beteken hierdie wat nie daar staan nie? Nee, dis presies wat Jesus sê. Vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Met ander woorde, as ons weier om die te vergewe wat teen ons oortree, hoe moet God jou vergewe? Aan die begin sê Jesus, moenie soos die skynheiliges wees nie. Wat 'n hoë vorm van skynheiligheid is dit dat, Here, ek wil hê jy moet my vergewe van waar ek oortree het. Ek wil net hierdie ouens langs my vergewe wat teen my oortree het. Jesus sê nee. Jou verhouding met ander mense het 'n invloed op jou verhouding met God. Jy het nodig om hierdie mense te vergewe, net soos ek jou vergewe. As jy wil hê hierdie, as jy sê dat ek gaan hierdie ouens vergewe nie, ek hou bitterheid, ek hou grudges teen hierdie ouens, eintlik wat jy sê is soos, Here, moenie my vergewe nie. Dis wat hy sê. En ons wil half om dit praat en alles, ouens, maar ons moet hierdie ding regkry. En weer eens om die Here te vra, Here, help my, want dit is nie altyd so maklik nie. Maar dit is 'n opdrag wat hy gee. En dis die vierde tema wat jy vind in gebede waar God aangegee is wanneer daar bely word. As jy Nehemia se gebed gaan lees, dan bid hy en hy sê, Here, hulle is op daai oomblik in Babylon. Omdat God gesê het, luister, as julle nie julle terugdraai nie, dan gaan ek julle uitstuur uit Jerusalem vir 70 jaar gaan ek julle straf en julle gaan onderdruk word deur hierdie ouens. En dan bid Nehemia en hy bid, Here, vergewe ons as volk ons sondes. En Nehemia is heel moontlik in Babylon gebore. Hy was eers daar toe hulle gesondig het en die rede was nie. Maar hy vat eienaarskap en die Here gebruik hom op die ou op 'n groot manier om juis 'n verskil te maak en weer mure te herbou in Jerusalem. Maar dis ons, dis 'n saamse belydenis. En dan bid Jesus die laaste ding. Dan sê hy, hier hoe ons moet bid. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Weer eens ons. Here, laat ons nie in versoeking kom nie. Kyk baie mooi, hy sê nie, laat ons nie versoek word nie. Luister baie mooi, jy gaan versoek word. Ek en jy is in 'n geestelike oorlog. En ek en jy het 'n vyand. En sy doel is nie om vir jou 'n moeilike dag te gee. Sy doel is om jou lewe te verwoes.
En hy gaan versoekings voor jou sit. En wanneer jy in daai pad begin afloop, dan gaan jy op die einde kom by verwoesting en dood en gemors in verhoudings. En dis hoekom Jesus sê, vra dat jy nie in versoeking sal kom nie, dat jy nie sal ingee in hierdie versoekings, dat jy nie sal in hierdie pad begin loop wat lei na verderf nie. Nee, dat jy eerder in die rigting sal loop van reinheid en heiligheid en geregtigheid. So Here, help ons dat wanneer die versoekings kom, dat ons nie sal ingee nie. Dat ons U sal kies en U manier sal kies en die Here maak 'n belofte in 1 Korintiërs. Hy sê, jy sal nie bo jou kragte versoek word nie. Met ander woorde, die dinge waarmee jy tans versoek word, jy het die vermoë om nee te sê. God sal die uitkoms gee. Hy sê, hy beloof, wanneer dit sou kom, sal hy uitkoms gee. Dit is 'n belofte van 'n Vader. Maar vra hom om jou te help. En dan verlos ons van die bose. Dit is die vyand, dit is die duiwel. Here, beskerm ons teen hom. En dan wil Jesus, en dan party vertalings sit 'n gedeelte hierby, en dan U behoort die krag en die koninkryk, maar in die oudste tekste is dit nie, dat hier in die einde van die 2de eeu het dit bygekom, maar toe Jesus op die berg geleer het, was dit nie by nie. Maar dan wil Jesus net weer hierdie ding beklemtoon. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. En ons het na dit gekyk veral in Matteus 5. So in hierdie Onse Vader is daar 5 elemente van gebed wat Jesus vir jou en vir my leer. En ek en jy kan ons gebedslewe bou om hierdie 5 elemente. En ons kan hierdie elemente deel maak van ons gebed. En daar is 'n volgorde. Met rede om ons hart reg te kry, wanneer ons by sekere goedes kom. Die eerste element is God se eer. Dis waar jy God se waarde en sy majesteit en sy krag herken. En wat jy vir hom sê hoe groot hy is en hoe wonderlik hy is, nie omdat hy dit vergeet nie, maar omdat hy waardig is van alle eer en alle majesteit en alle lof, omdat hy soveel groter is. En om jouself te herinner aan met wie jy te doen het hierdie. Wanneer jy kom met jou behoeftes. So die eerste element is sy eer en om sy naam groot te maak. Psalm 100 sê, gaan sy poorte in met lofgesange. Die tweede een is God se koninkryk. Sy prioriteit in jou lewe en sy prioriteite in hierdie wêreld. En dis om seker te maak dat jy bid nie net vir jou eie goedes nie, maar ook vir sy wil en sy prioriteite en God neem notisie. Wanneer wat op sy hart is, dat jy wil sê, dit moet my hart ook wees. En dis koninkryk dieper en dis koninkryk wyer. Dan die derde is God se voorsiening. Dis waar jy erken dat hy is betroubaar, dat jy kan hom vra. Hy's getrou en hy is getrou in sy beloftes. En jy vra vir hom wat jy nodig het, sodat hy kan gee wat jy nie vir jouself kan bewerk nie. En dan natuurlik, God se vergifnis. Dis waar jy jou sonde erken en jou bekeer en wegdraai van jou sonde af. Weer in jou lewe in lyn kry met wat sy wil is. En dan die laaste is sy krag. En dis waar jy jou afhanklikheid van hom erken. En sê ek het hulp nodig, ek het die beskerming nodig. Ek het die krag nodig vir hierdie dele in my lewe. So ek wil hierdie gebed, ek wil vanaand afsluit, maar ek wil dit anders afsluit. Ek wil vir jou bid, maar ek wil jy moet saam met my bid. Ons gaan saam bid die elemente van die ons Vader. En dan gaan elke keer deur van hierdie elemente gaan en dan gaan ek vir jou sê, okay, bid nou. En daar waar jy sit, kan jy met God praat. In stilte kan jy met hom praat en iets oor daai element sê. En dan gaan ek dit afsluit en dan gaan ons na die volgende een toe gaan. So ons gaan begin met God se eer. En dis waar jy vir hom sê hoe groot hy is en hoe wonderlik hy is. So ek gaan vir jou 'n paar sekondes gee, so terwyl ons almal se oë gesluit is, praat met die Here. Sê vir hom hoe groot hy is, sê vir hom hoe wonderlik hy is. Sê vir hom dankie wat hy gedoen het. Bid tot die Here. Ons Vader, U is groot en heilig en wonderlik. Daar is niemand soos U nie. Niemand kan met U vergelyk nie. U is die groot en heilige God. U is goed en wat U doen is goed. U weë is hoër, U gedagtes is hoër. En hier kom toe al die lof en al die eer en al die majesteit. Here Jesus, U is die naam bo alle name. Alle mag en alle krag behoort aan U, in die hemel en op die aarde.
U was daar toe alles begin het, Vader, en U sal daar wees wanneer alles einde. Soos die Psalm sê, you are more awesome than all those who surround you. En ons eer U en ons prys U. Wat 'n voorreg dat ons tot U mag nader. Die tweede element is God se koninkryk. En waar jy bid vir sy koninkryk in jou lewe en verweier. Praat met hom. Praat met hom daaroor. Here, ons vra dat U vir ons sal wys waarin ons lewe, het ons nie toegelaat dat U heerskappy het nie. Waar ons nie toelaat dat U in beheer is. En ons wil hierdie dele oorgee aan U beheer. Laat U koninkryk kom ook in daai areas van ons lewe. Here, en ons wil kom vra dat U ons lewe sal gebruik om 'n verskil te maak vir U koninkryk in hierdie wêreld. Dat ons lewe 'n impak sal maak vir die goeie nuus van Jesus. Dat U naam bekend sal word, nie net in ons eie lewe nie, maar in ons wêreld. Daar waar ons werk, daar waar ons studeer, daar waar ons skool gaan, daar waar ons leef, daar waar ons bly. Mag hoe ons leef, hoe ons praat, hoe ons reageer, mag dit U naam groot maak, en sodat mense U kan leer ken as Vader. Ons bid vir mense en vir ons vriende en ons familie wat U nie ken nie. Ons bid vir ons een meer, dat U hulle harte sal oopmaak vir die evangelie. Dat U hulle oë sal oopmaak om te sien. Geef ons geleenthede, Here. En as daar geleenthede is, geef ons die vermoë om die evangelie op die tafel te sit en dit te verduidelik. Ons bid vir U koninkryk in hierdie land en in hierdie stad en in hierdie provinsie, dat dit meer sal word. Dan is dit God se voorsiening. Wat het jy nodig? Vra hom, fisies, emosioneel, geestelik. Vra hom. Here, U ken elkeen se behoeftes. U weet van mense wat fisiese behoeftes het, en ek bid vir voorsiening, Here. Wat gesondheidsbehoeftes het, ek bid, Here, vir genesing. Vir studente wat al klaarmaak en iewers heen moet gaan, en bid vir hulle huise en hulle dinge wat hulle in plek moet kry, en vir nuwe vriende en vir nuwe geleenthede. Ek bid, Here, dat U vir ons sal gee wat nodig is. Ook vir die tyd wat voor lê, waar die feestyd vir sommiges van ons baie moeilik is. Mag U ons ontmoet binne in dit en vir ons help, Here. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U sê U hoor wanneer ons vra. Dan God se vergifnis. Wat moet jy bely? Wat moet jy neerlê? Here, ons kom bely dat ons skiet tekort. Ons kom bely dat ons baie keer so individualisties leef. En dat ons nie met 'n ons gesindheid leef. Ons vra, Here, vergewe ons. Kom vergewe ons en was ons skoon van alle ongeregtigheid. Help ons om te leef soos U wil hê ons moet leef. En dan die laaste is God se krag. Wat lê vir jou voor hierdie week? Wat se uitdagings lê voor? Waarvoor het jy krag nodig? Waarvoor het jy hulp nodig? Sê dit vir Here. Ja, Here, U weet wat vir elkeen van ons voor lê hierdie week. U weet wat môre op ons wag. U weet al wat 'n oproepe daar gaan wees en wat se e-mails daar gaan wees en wat se uitdagings daar gaan wees.
En ons kom erken dat ons dit nie nodig, Here. Ons vra vir u krag in hierdie situasies, ons vra vir u wysheid in hierdie situasies. Ons vra vir u genade in hierdie situasies, help ons, Here. En ek kom vra, Here, gee dat ons nie in versoeking sal kom nie. Maar lei ons in geregtigheid en in reinheid en in heiligheid, dat ons oë gefestig sal wees op u, en dat ons oë sal bly op u. Here, bewaar ons van die bose, bewaar ons van ons vyand, gee dat ons sterk sal staan op die dag van onheil. Ek kom bid die naam van Jesus oor ons, en ek kom bid die bloed van Jesus oor ons. Here, dankie. Dankie dat ons tot u kan bid. Dankie dat u ons leer hoe om te bid, Here Jesus. En mag ons aanhou groei in hierdie. Mag ons ontmoeting met u hê. Mag die beloning wees dat ons het ontmoeting met die lewende God, wat ons gebede hoor, wat ons wysheid gee, wat ons laste help dra. Kom help vir ons, Here, in die naam van Jesus bid ek dit.